Baie welkom graad 8. In hierdie les gaan ons kyk na die eerste 2 eksponentwette. Nou voordat ek begin met enige van die wette, is dit baie belangrik om te verstaan wat is 'n mag, want ons verwys heeltyd na magte. Nou mag lyk soos volg. Ons praat van 'n grondtal en 'n eksponent. Nou die eksponent is die getalletjie wat bo staan en die grondtal is die getalletjie wat op die grond staan. Die eksponent sê vir my hoeveel keer die grondtal met homself gemaal word. En hierdie eksponent en grondtal vorm 'n mag. Reg. So kom ons kyk nou wat sê die eerste eksponentwet. In woorde sê dit vir my as 2 of meer magte met dieselfde grondtalle vermenigvuldig word, tel ons hulle eksponente op. Nou wat beteken dit? Reg, sê nou ek het 2 magte. 2 kwadraat maal 2 tot die 3de mag. So hierso sal julle sien dat ek 'n mag het en ek het nog 'n mag en julle sal moet kan sien dat die grondtalle van hierdie 2 magte presies dieselfde is. Ek het die grondtal 2 en ek het 'n grondtal 2. Nou 2 magte word met mekaar vermenigvuldig, hulle grondtalle is dieselfde. So om dit maklik te verstaan, skryf ek dit nou net 1 keer uit. Kom ons kyk wat beteken 2 kwadraat. Hierdie grondtal moet met homself gemaal word 2 keer. So hierso het ek dit geskryf. 2 word met homself gemaal 2 keer. Dit is wat die eerste mag verteenwoordig. Nou, as ek aangaan na 2 tot die 3de mag toe, dan sien ek dat 2 tot die 3de mag word daar verteenwoordig. 2 word met homself gemaal 3 keer. So as ek dan nou hierdie uitgebreide notasie weer wou skryf as 'n eksponent 'n mag, dan sou ek sê 2 word eintlik dan met homself gemaal 'n totaal van 5 keer. 1, 2, 3, 4, 5 en daarom kan dit ook geskryf word as 2 tot die mag 5. Maar as ek dan nou hierdie eksponentwet implementeer om dadelik na my antwoord toe te gaan in eksponensiële vorm, dan sien ek kon ook gesê het, okay, my 2 magte het dieselfde grondtalle, so daarom al wat ek kan doen is om my 2 eksponente op te tel. En dan sou ek sien, 2 kwadraat maal 2 tot die 3de mag in eksponentvorm is 2 tot die mag 5. So as ek dit algebraïs wou skryf, sien ek hieronder dat a tot die mag enige eksponent maal a tot die mag enige ander eksponent, sê vir my grondtal bly a en al wat ek hoef te doen is om my eksponente op te tel. Ons gaan net 'n voorbeeld hiervan doen. Reg. Nou die tweede eksponentwet is eintlik die totale teenoorgestelde van die eerste wet. In die eerste wet sê ons in 'n maalsom waar die grondtalle dieselfde is, tel ons die eksponente op. Nou presies die teenoorgestelde sê eksponentwet 2. Wanneer 2 magte met dieselfde grondtalle gedeel word, trek ons hulle eksponente van mekaar af. So weer eens het ek hierso nou 'n mag, 2 tot die mag 4, gedeel deur 2 kwadraat. Ek sien, hulle grondtalle is dieselfde, so hierso is 'n eksponentwet 2 wat hier van toepassing is. Nou as ek dit sou uitskryf in uitgebreide notasie, sien ek 2 tot die mag 4, sê mos dat 2 met homself gemaal word 4 keer. Nou hierdie 2 tot die mag 4 moet gedeel word met 2 kwadraat. 2 wat met homself gemaal word 2 keer. Reg, nou as ek hierso 'n deelsom sou vereenvoudig, sien ek dat 2 en 2 deel in mekaar in. Dis 'n groep, 'n paar 2's wat in mekaar kan indeel. Verder deel daar nog 'n 2 en nog 'n 2 in. So my finale antwoord sou wees 2 maal 2 as 'n teller bo die lyn wat oorbly. En ons sê nie hier bly niks onder die lyn oor nie, ons sê daar bly 1 oor. So my finale antwoord sou wees 2 maal 2 bo die lyn
wat net so goed is, soos 2 wat met homself gemaal word, 2 keer. In eksponentvorm sou my mag so lyk. Maar as ek nou die eksponentwet toegepas het, sou ek kon sê, in 'n deelsom, waar die grondtalle dieselfde is, kan ek net eenvoudig my eksponente van mekaar aftrek. 4 min 2 gee vir my 2 tot die mag 2. Nou hierdie wet raak bietjie meer ingewikkeld, want ek kon ook hom andersom gehad het. 2 kwadraat gedeel deur 2 tot die mag 4. Weereens sien ek dat my grondtalle presies dieselfde is. So ek sou sê 2 kwadraat, 2 met homself gemaal 2 keer, moet gedeel word met 2 tot die mag 4. 2 wat met homself gemaal word 4 keer. As ek nou weer sou deel, groepe van 2's wat in mekaar indeel, daar's 'n groep, daar's 'n groep. Nou bly my 1 bo die lyn oor, en ek sou sê 2 tot die mag 2 is wat onder oorbly, so my antwoord is nie meer 2 kwadraat nie, maar 1 op 2 kwadraat in breekvorm. Reg, so hoe ek dit ook dan nou maklik kon skryf, as ek sê 2 kwadraat word gedeel met 2 tot die mag 4, kan ek dadelik sê, reg, my grootste eksponent is onder die lyn. En daarom gaan ek sê, my aftreksom gaan onder die lyn 'n eksponentwaarde oor hê. So nou sê ek 4 minus 2 gee vir my 2, so daar's 'n 2 tot die mag 2 wat onder die lyn oorbly en my antwoord is steeds in breekvorm. Reg, so in algebraiese woorde, as ek dit sou uitskryf, sou ek sê as 2 magte met mekaar gedeel word, en die grondtalle is dieselfde, kan ek eenvoudig sê, die grootste eksponent minus die kleinste eksponent met dieselfde grondtal as die antwoord, in die antwoord van my mag. Reg, so kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. OK, kom ons kyk hierso, dit lyk baie ingewikkeld, maar dit is eintlik bitter eenvoudig. Reg, ek het 'n 2 kwadraat, 2 tot die 3de mag, wat ek maal, en dis nou baie belangrik om daar te sien, dat jy daar 'n maalteken het, want 'n punt in wiskunde beteken maal. Dan het ek 'n verdere maalteken, geskryf as 'n maalteken, en dan het ek 'n hakkie, wat ook maal verteenwoordig. So as ek nou wou, kan ek nou net eenvoudig hierdie ding gou vir my makliker skryf. 2 tot die 3de mag word gemaal met 2 tot die mag minus 2. Dit word verder gemaal met 'n 2 en verder gemaal met 'n 2 kwadraat. Daar lyk die som al klaar baie meer eenvoudig. Nou sien ek het 'n grondtal van 2, van 2, van 2 en van 2. Wat is hierdie grondtal se eksponent? As daar niks staan nie, word hierdie 2 met homself gemaal 1 keer. So moenie dat dit jou flous nie, as ek net 'n grondtal het, is sy eksponent altyd 'n 1, want die grondtal word dan net 1 keer herhaal. Reg, so nou weet ek maal, my grondtalle is oral dieselfde, so my grondtal in my antwoord gaan ook 'n 2 wees, en nou kan ek begin om die eksponente op te tel en af te trek. 3, en ek tel by -2, dan staan ek by 1, dan tel ek by 'n verdere 1, dan het ek 2, en ek tel by 'n verdere 2, so my antwoord sal wees 2 tot die mag 4 in eksponentvorm. Reg. Kom ons gaan aan na nog 'n voorbeeld toe. Hier het ek 3 as my eksponent in al 2 dele van hierdie som. Ek het 'n A as 'n grondtal in al 2 dele van hierdie som. Maar baie belangrik is om te sien dat hier het ek ook 2 heelgetalwaardes om met mekaar te maal.
Reg, so wanneer ek maal of deel, maal ek my tekens, ek maal my getalle en ek pas my eksponentwet toe. So voor hierdie 6, die teken wat hier staan, is mos eintlik 'n positiewe teken, want hier het ek het 'n positiewe 6 hier weet. So ek begin met my tekens te maal. 'n plus maal 'n minus gee vir my 'n minus. Dan maal ek my getalle, soos jy 'n normale maalsom sou doen. 6 maal 2 gee vir my 12. En hier het ek dan nou my magte, wat dieselfde grondtalle het, en in 'n maalsom gaan ek my eksponente optel. So my antwoord sou wees a tot die mag 6. En dis my finale antwoord. Ek het my tekens gemaal, my getalle gemaal en my wet toegepas met my magte. Reg, so die volgende ene is ook 'n lang maalsom, maar niks om oor bekommerd te wees nie. Ek begin deur van 'n kant af te maal. In hierdie som het ek slegs maaltekens. So wanneer ek 'n maalsom het, doen ek hom van links na regs. Daar's net een tipe bewerking in hierdie som. Reg, so ek begin deur my tekens te maal. Onthou daar staan 'n plus. 'n plus maal 'n minus is 'n minus. Nou het ek 'n minus, ek maal hom met 'n verdere minus. 2 minusse met mekaar gemaal gee vir my 'n positiewe teken. So 'n positiewe teken waar ek nou staan met 'n negatiewe teken gemaal gee vir my 'n negatiewe teken. Reg, dan maal ek my getalle. 4 maal 2 is 8. Hier is 'n heelgetal van 1 en 1 wat voor die A en die B staan. So as jy wou, kon jy met hulle ook gemaal het. 4 maal 2 is 8, maal 1 bly 8, maal 1 bly 8. Onthou ek het reeds my tekens gemaal. Nou gaan soek ek vir magte met eender se grondtalle. Daar het ek 'n A tot die mag 4 wat gemaal word met 'n A tot die derde mag. So in my antwoord sal ek A tot die mag 7 hê as ek die eksponente optel volgens die wet. Hier het ek 'n grondtal van B en daar het ek 'n grondtal van B. Ek maal in hierdie som, so my bewerking is om te maal. Dit sê vir my, ek moet my eksponente optel. So as ek sou sê 3 en ek tel by -2, bly ek oor met B tot die mag 1. En jy hoef glad nie daardie 1 in jou antwoord te skryf nie. So nou sê hierdie antwoord vir my, hier staan, -8 word gemaal met A tot die mag 7, wat verder gemaal word met B tot die mag 1. Reg, nou kom ons by wet 2. In 'n deelsom, waar my magte dieselfde is, trek ek my eksponente van mekaar af. Reg, so ek gaan nou begin kyk, watter eender se magte het ek. En hier werk ek met 'n breek, so ek gaan sommer dadelik my antwoord ook as 'n breek skryf. Ek sien hierso, x tot die derde mag en x tot die mag 4. Hulle gaan deel vorm van wet 2 met eender se grondtalle, so wat doen ek? Ek sê, my grootste eksponent minus my kleinste eksponent, 4 minus 3 gee vir my 1, so daar's 'n x tot die mag 1 wat onder die lyn in my antwoord gaan oorbly. Dan kyk ek na y kwadraat en y tot die mag 5. Eender se grondtalle sê vir my ek gaan die eksponente van mekaar aftrek. Ek sê die grootste eksponent minus die kleinste eksponent, 5 min 2 gee vir my y tot die derde mag wat onder die lyn oorbly. En daar bly nie niks bo oor nie, ons sê dis 1. 1 op x maal y tot die derde mag is my finale antwoord. Reg, nog enetjie. Hierso lyk dit ingewikkeld, want ek het ook 'n negatiewe teken, maar onthou, selfde soos in 'n maalsom, ek gaan my tekens deel, en dan gaan ek kom by my getalle en my magte waar ek die eksponentwet gaan toepas. So voor hierdie 2 tot die mag 5 staan daar eintlik 'n positiewe teken. 'n plus
gedeel deur 'n minus gee vir my 'n minus. Nou jy kan daardie minus onder die lyn skryf, jy kan hom voor die breek skryf. Die breek is negatief. So dit maak nie saak of jy die negatiewe teken by jou teller of by jou teller of by jou noemer skryf nie. Reg, nou sien ek hierso 2 tot die mag 5 gedeel deur 2 kwadraat. 2 eenderse grondtalle. Wat gaan ek doen? Grootste eksponent minus kleinste een, so ek het 'n 2 tot die 3de mag wat bo die lyn oorbly. Volgende groepie, a kwadraat gedeel deur a tot die 3de mag. My grootste eksponent in hierdie geval is onder die lyn. 3 min 2 gee vir my 1, a tot die mag 1 wat onder die lyn oorbly. En dan die laaste paar met eenderse grondtalle is die b's. 4 min 2, onthou ek sê altyd grootste eksponent minus kleiner 1. 4 min 2 gee vir my 2, so b kwadraat gaan oorbly daar waar die grootste eksponent verteenwoordig was. Reg, in hierdie som het ek nou 2 breuke wat met mekaar gemaal moet word. En dan is daar ook deling betrokke, want 'n breek verteenwoordig tog 'n deelsom. So wat ek doen wanneer ek met breuke werk en ek maal ek mos die tellers met mekaar en ek maal die noemers met mekaar. Reg, so kom ons begin deur ons tellers met mekaar te maal. Ek het getalle, heelgetalwaardes wat gemaal moet word. 'n 2 maal 'n 3 gee vir my 6. In 'n maalsom waar die grondtalle dieselfde is van magte, kan ek hulle eksponente optel. So ek het 'n 6 en 'n 1 wat ek optel en ek bly oor met x tot die mag 7. En ek gaan ook maal met y kwadraat. Alhoewel hier nie 'n grondtal y-waarde is wat ek moet optel, sy eksponente moet optel nie, maal ek steeds met 'n y kwadraat ook. En onder die lyn is daar geen wet om toe te pas nie. So ek kan min 3x maal met y tot die mag 4. En wanneer dit teen mekaar geskryf word, verteenwoordig dit 'n maalsom. Reg, nou kan ek begin om te deel. Weereens deel my tekens positief 6. So ons begin eers met die tekens, 'n plus gedeel deur 'n minus, gee vir my 'n minus. Maak nie saak waar jy daai minus skryf nie. 6 gedeel deur 3. Jy kan ook sê 3 deel in homself in 1 keer en in 6 in 2 keer. So ek het 'n heelgetal 2 waarde wat bo die lyn by my by my teller oorbly. Volgende groepie, x tot die mag 7 gedeel deur x tot die mag 1. Grootste eksponent minus kleinste 1 gee vir my x tot die mag 6 wat bo die lyn oorbly. En dan my laaste paar magte, waar die grondtalle dieselfde is, 4 min 2 sê vir my daar bly 'n y kwadraat onder die lyn oor.